Christene wonder dikwels of daar 'n manier is om te weet of die Here tevrede is met my daaglikse werk. So 'n vraag vra dat jy na die aard van die werk en die gees waarin jy dit doen sal kyk. In die Bybel is daar nie iets soos gewone werk nie. Alle werk moet die Here kan verheerlik. Kom ons begin met 3 sleutels dat jou beroep ooreenstem met God se wil. En die eerste is dat dit ooreenstem met Bybelse beginsels van, dink maar, integriteit. In jou werk mag jy nie sondig, lieg of ander uitbuit nie. Dink aan diens. Jou beroep bied 'n wettige diens wat die samelewing bevoordeel en ander seën. Die werk voldoen volhoubaar aan jou finansiële behoeftes. En dit is God se belangrikste manier om vir jou daaglikse lewe te voorsien. Maar dit pas ook in die tweede plek by jou goddelike ontwerp. Jy sal vind dat jou werk die unieke talente, vaardighede en aanleg wat die Here vir jou gegee het, benut. En daarom is jou uitdaging om te werk soos vir die Here. Jy vind jouself gemotiveerd om te werk nie net om mense te beïndruk of om 'n salaris aan die einde van die maand te verdien nie, maar jy doen dit vir die Here. Jou teenwoordigheid in die werkplek verskuif die atmosfeer na integriteit, vriendelikheid, respek, sodat ander Christus deur jou optrede kan sien. Daar's ook dankbaarheid. Jy beskou jou salarischeck en die geleentheid om te werk as 'n geskenk van die Here. Daarom ervaar jy ook guns en vrugbaarheid. Jy sien duidelike guns soos geleenthede of bevorderings. Ander merk op dat dit met hulle beter gaan as jy deel van die span is. As jy rusteloos voel oor jou werk, beteken dit dalk nie dat jy nie in die regte plek is nie, maar eerder dat jy die fokus moet verskuif van wat jy doen na vir wie jy dit doen. In die 1920s het die bekende atleet Eric Liddell hom voorberei om as 'n sendeling na China te gaan. Sy suster was bekommerd dat sy passie vir atletiek 'n wêreldse afleiding van sy geestelike roeping was. Maar Liddell se reaksie gee vir ons 'n goeie sleutel oor ons elke dag se werk. Hy het gesê, ek glo God het my met 'n doel gemaak, maar hy het my ook vinnig gemaak. En wanneer ek hardloop, vind ek vreugde. Onthou die volgende 3 dinge. Die Here gee nie vir jou spesifieke talente en vermoëns sonder dat jy dit moet gebruik nie. As jy die gereedskap gebruik wat hy in jou ingebou het, natuurlik is die Here tevrede. Tweede plek, net soos Liddell 'n diep geestelike vreugde ervaar het wanneer hy hardloop, kan jy 'n gevoel van tevredenheid in jou werk ervaar wat nie net oor jou salaris gaan nie. In die derde plek, Liddell het geweier om op die Sondag te hardloop, selfs al sou dit sy Olimpiese medalje kos, omdat sy eerste lojaliteit aan die Here was. Dit is waarom Martin Luther die bekende woorde gebruik het, 'n Christen skoenmaker behaag nie die Here omdat hy klein kruisies op die skoene sit nie, maar deur goeie skoene te maak. En dis jou uitdaging om vandag so te gaan lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir ons werk. Mag ander vir u sien op die manier hoe ons dit doen vandag. Amen.